vanmôre na die huis van die Here toe gekom het. En dat ons ook vanmôre kan sê, Here, spreek u diensknegt luister. En dan nie elkeen mag die woord van God ook dan vanmôre so deur die elkeen ontvang sal word, dat dit soos lewende water deur die elkeen se siel en gees sal bly vloei. En dat ons ook vanmôre in die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal bly wees, soos wat dit geskrywe staan in Handelinge 2 vers 2, waar die rukwind die hele huis gevul was met die uitstorting van die Heilige Gees. En Here, ons nooi u vanmôre om deel te wees van hierdie diens. Ons nooi u vanmôre, Here, in die uitstorting van die Heilige Gees, Here, dat die rukwind ook vanmôre, Here, hierdie gemeente sal vervul, Here, en sal volmaak, Here, en dat ons u teenwoordigheid sal ervaar. En ons dankie ook dat ons vanmôre vir die Here mag vra, soos wat ons nodig het. Die hoofopskrif van hierdie gedeelte is bergpredikasie, die oordeel uit die hoogte, die heilige vir die honde gee, die aanhoudende gebed, die nou en die wye poort, valse profete hoor en doen. Dat ons vanmôre ook dan sal luister, soos wat die Here dit vir ons die voorreg gee om ook vanmôre 'n skrifgedeelte, teksvers te mag ontvang, en dan ook blydskap in ons harte te mag wees, dat ons kan jubel. Die skriflesing vanmôre sal wees uit die boek van Matteus vanaf vers 7 tot en met vers 11, en ek lees vir u graag voor, Matteus 7. Bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle wat as sy seun om brood vra, aan hom 'n klip sal gee, en as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee. As julle wat sleg is dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Ons kan vanmôre vir die Here vra, Here, maar wat sal die boodskap vandag vir ons wees, Here? Dan sal die Here vir ons elkeen dit op ons hart lê, soos wat ons dit vanmôre nodig mag hê. Ja, ons het vanmôre op 'n punt in ons lewe gekom, wat ons baie kere voel, Here, nie nog 'n dag verder nie. Here, ons kan nie nog 'n dag verder so aangaan nie. Here, vanmôre vra ons in Jesus naam, Vader, dat u sal spreek, en dat ons sal luister, Here. Want ons het vanmôre, Here, 'n blymoedige hart. Ons is vanmôre dankbaar. Ons is nie neergeslaan nie. Ons is nie verneder nie. Maar ons staan vanmôre in die krag van die Here Jesus Christus. Ons staan vanmôre in die blydskap van ons Vader. En ons dank die Here ook vanmôre, dat die woord ook vanmôre so saad in ons lewens kan gesaai word. Ons kan vanmôre met vrymoedigheid na die Here toe gaan en tot hom bid, want gebed verander die omstandighede waarin u en ek vandag is. En dan kom die gevoel mos asof ons nie beheer het oor wat nou besig is om te gebeur nie. Daar was ook al soveel kere en tye gewees, wat ons elkeen ook al in die omstandighede was, wat dit glad nie maklik was nie. En ook in gebed tot die Here gebid het, en vir hom gevra het vir 'n verandering en 'n herstel in die omstandighede, maar ook vir sy uitkoms en sy hulp. Die Here sê dat, tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie, dat ons blydskap volkome sal kan wees, as ons ontvang het, nadat ons gebid het, en vir die Here gevra het. Maar dan voel dit soms so of ons voor 'n toedeur staan, en dat ons gebede nie beantwoord word nie. Baie kere het u en ek al gebid. Baie kere het ons al vir die Here ons sorge en ons bekommernis aan hom gegee. Dan voel dit dat ons net bid en ons ontvang nie. Maar dan moet ons net toelaat dat die Here se wil sal geskied, want hy het 'n groter en 'n volmaakte plan vir ons elkeen se lewens. Baie keer vra ons, Here, u ken my verhouding met u. Here, u ken my pad wat ek stap. Here, u weet dat ek in u glo.
en dat my vertroue in U alleen is. En baie kere dan staan ons stil en ons sê, Here, ons weet nie meer nie. Maar dan kan ons weet dat die Here daardie deur in ons lewe toemaak, waardeur ons nie meer mag ingaan nie. Maar die Here se genade en sy liefde is baie keer vir ons in ons lewens so, dat hy 'n ander deur oopmaak. Want die Here sê, ek sal julle nooit begewe, ek sal julle nooit verlaat nie. Maak nie saak wat vandag besig is om te gebeur nie. Maak nie saak wat môre besig is om te gebeur nie. Ons kan vanmôre ons knieë buig en vir die Here sê, Here, U wil, nie my wil nie. En dan kom ons op 'n punt en dan kyk ons terug, dan sê ons, Here, dankie dat U wil geskied het. Dankie, Here, vir U genade, maar dan kan ons ook vanmôre soos 'n Dawid se gebedsvertroue uitroep na die Here toe en vra soos in Psalms 13 vers 2. Hoe lank, Here, sal U my altyd weer vergeet? Hoe lank sal U vir my U aangesig verberg? Dawid kom deur al sy beproewings wat hy verduur het aan sy geloof in die Here Jesus Christus bly vasgehou het, want hy het verstaan dat die Here se plan vir hom was om koning van Israel te word. Net soos Abraham ook om geduldig te moet wees, want die Vader het vir hom beloof dat hy baie nageslagte sou hê en 'n groot nasie sou word, en sy naam so groot sal wees dat hy seun vir ander sal wees. Job het alles in sy lewe verloor en terwyl hy in die as gesit het, maar nog steeds het hy sy geloof behou en op die Here bly vertrou. Moses het 'n spraakprobleem gehad en vir die Here gesê dat hy nie 'n man van woorde is nie en dat hy swaar van mond en swaar van tong is. Maar die Here het vir Moses gesê, gaan dan nou heen en ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê. Moses het gehoor wat die Here vir hom gesê het wat om te doen, maar hy het teen sy gebrek en sy swakheid vasgekyk wat hy gehad het, en al het die Here 'n groter en volmaakte plan vir hom gehad. Die Here het met elkeen, met Dawid, Abraham, met Moses, met Job, het die Here vir hulle elkeen 'n groter plan en 'n beter plan vir hulle lewe gehad. Hulle het ook elkeen van hulle het teen hulle omstandighede vasgekyk en geweet dat dit nie maklik is nie. Maar nie een van hulle het omgedraai en gesê, Here, maar dit is nie meer maklik nie. Al het dit so gevoel dat hulle nog steeds aan hulle geloof vasgehou het. God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak, soos wat dit in Numeri 23 vers 19 geskrywe staan. Lees ons uit Jesaja 55 vers 11 vanmôre. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Die Here sê dat as die volk oor wie sy naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en tot hom bid en sy aangesig soek, en ook vir hulle sal bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal die Here uit die hemele hoor en hulle sondes vergewe en hulle land ook genees. Jakobus 4 vers 3 is die boodskap, julle bid en ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welleste deur te bring. Daar moet vir mekaar gebid word. En die Here sê ook, verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Dit is 'n opdrag wat die Here vanmôre vir ons sê, om mekaar te vergewe en mekaar vry te spreek. Ons kan vir die Here vanmôre vra dat hy aan ons moet openbaar en vir ons wys wat dit is wat vandag deel van ons lewens is, wat skeiding bring tussen ons en hom. Jakobus 5 vers 16, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed
van 'n regverdige het groot krag. Die baie mooi gebed van Jabes wat ons almal ken, waar hy gebid het en vir God se seën gevra het en dat die Here saam met hom sal wees. En die Here het toe sy gebed verhoor. Jabes het gebed dat as hy tot die Here gaan bid en die Here se seën vra, dan sal hy ontvang wat hy vra. Die Here het Jabes se gebed aangehoor en sy gebed geseën en vir hom die begeertes van sy hart vir hom gegee en sy grondgebied vermeerder. 1 Kronieke 4 vers 10. Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê, as U my ryklik seën en my grondgebied vermeerder en U hand met my sal wees en U die onheil afweer, sodat my geen smart tref nie. God het laat kom wat hy begeer het. Geliefde broers en susters vanmôre, hoe sal U en my Jabes gebed vanmôre klink? En wat sal die begeertes wees wat ons vir die Here gebed sal vra? En tot hom vanmôre en vandag sal bid. Die Here sê dat alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Begin met dit wat God jou wys om te doen. En vertrou op hom vir die uitkoms en die verandering wat hy graag bring en volhard ook dan in die geloof. Dit is waar die volharding in die geloof, die vaste vertroue in die Here Jesus Christus in ons lewens die verandering teweeg sal bring. Ja, al is daar al die deure toe, daar is wat dit voel, maar alles is deur mekaar, dan is daar nog steeds hoop, vaste vertroue in die Here Jesus Christus. Filippense 4 vers 6. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Kosbare verhaal van 'n Paulus en 'n Silas wat in die tronk in Filippi was en in die blok vasgemaak was en waaraan hulle gewees het hulle omtrent middernag gebid en lofliedere tot eer van God gesing. Die ander gevangenes wat saam met hulle ook daar was, het na hulle geluister. Paulus en Silas het nie in daardie donker nag teen hulle omstandighede bly vasgekyk nie, want waarin hulle was nie. Maar wat het hulle geweet om te moet doen? Dat hulle net moet bid en lofliedere sing tot eer van die Here. Nie net het Paulus en Silas se hele lewe verander, die deure van die gevangenis wat vir hulle oopgegaan het nie, maar ook vir die tronkbewaarder het daar redding vir hom in sy huis gekom. En hulle het aan hom die woord van die Here se lewens en almal wat in sy huis was, het dit verander. Paulus en Silas het geweet waar sal hulle redding vandaan kom. Paulus en Silas het geweet waar sal die verandering in hulle omstandighede plaasvind. Paulus en Silas het in omstandighede gesit waar dit baie kere nie maklik was nie. En wat gaan u en ek vanmôre en vandag doen as ons in 'n Paulus en 'n Silas omstandighede moet wees? Vanmôre ook in 'n gevangenis moet sit, weggesluit wees en waar al die deure toe is, sal ons dan nog steeds 'n geloof van 'n Paulus en Silas hê en sê, Here, nie my wil nie, maar u wil. In die donkerste tye van hulle oomblik van hulle lewe het hulle gebid, want hulle het geweet, hulle gebed dra krag. Hulle het geweet om die Here te loof en te prys, en hulle omstandighede sal verander word. Deur die genade van die Here Jesus Christus het daardie lofprysing en daardie aanbidding van 'n Paulus en Silas het die tronkdeure vir hulle oopgemaak. Wil vanmôre vir u vra, wat is die gevangenis vandag in u en my lewe? Wat is daar vandag wat vir ons gevange hou in ons lewens, wat nie maklik is nie? Wat is die pyn en die verlies en die verdriet en die seer van môre, wat daar vanmôre 'n deur is wat toe is in u en my lewe, wat ons weet, ons bid en ons vra, Here, wees ons genadig. Sê die Here, volhard in julle geloof en hou aan
om te bid. Wat kan u en ek vandag verander in ons lewens sonder die Here se teenwoordigheid? Ons kan niks, maar niks verander nie. As ons op daardie punt in ons lewe kom en ons draai om en ons sê, Here, nie meer my wil nie, Here, maar u wil, dan staan ons by 'n deur wat oopgemaak is deur die Here se genade en sy liefde. Soms het ons net nodig om vanuit 'n ander perspektief na die gebeure in ons lewens te kyk. In die tye van beproewings en verlies, maar ook wanneer daar pyn is of wat dit ook al gaan wees, moet ons die Here net bly loof en lofprys en aanbidding en in ons geloof vas te kan hou. As daar 'n swakheid en 'n teleurstelling is, weet ons dat by die Here is daar krag en oorwinning in Jesus se naam. Amen. Baie kere dan is ons daar in daardie omstandighede. En ons bring dit en ons gee dit vir die Here Jesus Christus en ons sê, Here, sal U asseblief vir ons hiermee help. En ek wil vanmôre vir u verseker sê, dit maak nie saak in watter tye ons is nie. As ons daardie omstandighede en daardie tye vir die Here Jesus Christus gee, maak nie saak meer wat verder sal gebeur nie. Dan ontvang ons daardie gerusheid. Ons ontvang daardie vrede. Ons ontvang daardie aanvaarding dat alles in die Here se hand is. Maak nie saak wat se storms in ons lewens is nie. Maak nie saak wat se deure in ons lewens toegemaak word nie. In daardie oomblik as ons dit vir die Here gee, dan staan ons terug en ons sê, Here, dankie dat ons nou daardie kalmte en daardie vrede in ons lewens mag ontvang. As daar swakheid en 'n teleurstelling is, weet ons dat by die Here is daar krag en oorwinning in ook sy naam. Dat daar swakheid en teleurstellings is van pyn, maar dat ons meer as oorwinnaars is in Jesus Christus. Begin net met dit wat God jou wys om te doen en vertrou op hom vir die uitkoms. Nou aan om te bly glo. Ons moet onthou dat God se vergifnis van ons swakhede, ons sondes en ons tekortkoming wat daar is, volkome en een van herstel sal wees. Die Here sê, hy sal altyd daar wees. By ons lyk dit dalk onmoontlik, maar by God is alles moontlik. As dit voel of daar dalk vandag alles verlore is, dan is dit nie by God verlore nie, want daar is hoop en herstel. Voel dalk of daar geen verandering en deurbrake is nie, maar by God is daar oorwinning en nuwe deure wat oopgemaak sal word. Die deur wat oopgemaak word is 'n deur van herstel en redding wat die Here oopmaak vir elkeen en een dan van 'n nuwe lewe in Christus wat elkeen sal ontvang. Soos ons in geloof uitstap, sal julle ervaar hoe God vir ons die krag gee en hoe die omstandighede besig is om te verander en te herstel. Deure wat verandering en herstel gebring het in ons elkeen se lewens. Daar is verseker 'n nuwe lewe in Christus Jesus en volharding in geloof en gebed verander die omstandighede wat daar is. Ons kan baie kere maar net stil staan. Ons is maar baie kere ook geneig om dit vir die Here te bring, vir die Here ons sorge en ons pyn te gee. Dan as dit nie op ons tyd is nie, dan is ons ook maar ons geneig om 'n plan B te hê, om te sê, Here, ek gaan kyk of ek nie iets anders kan doen nie. Môre kan ons weet, as dit nie vir die Here se genade en sy wil was nie, sou ons nie vandag hier gewees het nie. Die Here roep ons vir die werke van ons. En ons moet gehoorsaam wees en luister wat die Here vir ons elkeen gaan sê. Ek gaan afsluit met Jesaja 25 vers 9. En hulle sal in die dag sê,
Kyk, dit is ons God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Dit maak nie saak wat môre gaan gebeur nie. Dit maak nie saak wat vandag gaan gebeur nie. Ons weet, die Here is alomteenwoordig. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die genade. Dankie vir u liefde. Dankie vir u woord. Dankie dat ons vanmôre, Here, voor u toe deurstaan. Wat ons geweet het, Here Jesus, dit nie meer die pad vorentoe is nie. Maar dat ons vanmôre kan omdraai, Here, en in 'n nuwe deur kan instap. 'n Nuwe deur van u genade, 'n nuwe deur van u liefde, 'n nuwe deur van u teenwoordigheid, 'n nuwe deur van u voorsiening, 'n nuwe deur van blydskap en vreugde, 'n nuwe deur van jubel en juig, Here. Dankie, Here, dat die ou dinge verby is en alles het nuut geword. Dankie vir die seëninge. Dankie vir elkeen se teenwoordigheid in ons lewens. Vergewe ons se sondes, ons swakhede wat ons as mense het, Here. Dat U ons elkeen sal deurdra. Dat U ons elkeen sal voorsien. Dankie, Here, dat ons nie meer hoef terug te kyk nie, maar laat ons vorentoe kan kyk. Seën elke behoeftige vanmôre. Seën elke tekorte, Here, tot oorlopends toe vol. Seën elkeen, Here, wat stil staan, Here, en wag op u teenwoordigheid. En vervul ons elkeen se begeertes. Dat ons vanmôre 'n Jabes gebed in ons harte het, om te kan sê, Here, vergroot ons grondgebied, en seën ons ryklik met u liefde. En ons dankie daarvoor, Here, dat ons vanmôre kan ontvanklik wees vir u liefde en u teenwoordigheid. Dankie, Here, dat ons knieë kan buig in nederigheid en dankbaarheid, dat u vir ons voorsien, Here, op bonatuurlike maniere, Here, wat ons verstom staan oor die goedheid en die guns. Seën ons verder deur hierdie dag, Here. Ons bid ook die ryklike seëning oor die bediening van die nagmaal vanmôre. Here, dat dit nie net nog 'n gewoonte is nie, maar dat dit 'n tyd is wat ons in u teenwoordigheid mag wees. Dat ons vanmôre, Here, die brood mag ontvang van u liggaam wat vir ons gebreek het. Ons vanmôre, Here, die sap mag ontvang van u bloed wat vir ons elkeen gestort het. Here, dat as ons dit vanmôre gaan ontvang, Here, dat ons u liefde daarin mag ontvang. Seën ons verder, Here, en lei ons in krag en sterkte. En ons bid dit alles in Jesus naam. Amen.